Goeiemôre. Jy luister na die 87ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Ons tema vir oggend is die impak van trauma. Ek bevind my eintlik op 'n interessante plek met die oggendoordenkings. Ek wou eintlik net so 3 tot 5 oordeenkings lank oor trauma gesels, want ek was nie seker of dit 'n tema is wat 'n wye gehoor sou interesseer of ten minste geïnteresseerd sou hou nie. Maar ek is absoluut oorval deur boodskappe van mense wat met my deel hoeveel dit vir hulle beteken, waardeur hulle in hulle lewe gegaan het of wat gebeur het met mense na aan hulle. Dus, vir diegene vir wie hierdie tema dalk 'n bietjie swaar is, of nie noodwendig daarin geïnteresseerd is nie, wil ek vra, terwille van die res van ons, om 'n klein bietjie geduldig te wees dat ons nog net 'n rukkie lank oor hierdie tema praat. Dink maar daaraan, meer as die helfte van die psalms in die Bybel is liedere wat as klaagliedere of protesliedere of as treurliedere beskou kan word. Dink aan hoeveel 'n mens in die Bybel lees van traumatiese oomblikke, van oorlog, van geweld, ja selfs verkrachting. Dis tog belangrik dat ons oor hierdie belangrike tema praat. Ons sal eersdags weer van 'n vrolike musiekblad afsing. Ons het gister oor definisies begin gesels oor wat trauma is en nie is nie. Streng gesproke verwys trauma na die traumatiese gebeurtenis, terwyl posttraumatiese stresversteuring verwys na 'n spesifieke patroon van simptome wat daarna kan ontwikkel. In alledaagse taal gebruik ons egter die woord trauma dikwels om na beide te verwys. Vanmôre praat ons oor die amptelike definisie van posttraumatiese stresversteuring, soos dit in die DSM-5 beskryf word. Die DSM-5 is die amptelike diagnostiese en statistiese handleiding vir geestesversteurings, wat deur sielkundiges en psigiaters gebruik word. Terloops, daar's maar 'n ou grappie. As 'n mens deur die DSM lees, besef 'n mens, ons het maar almal 'n bietjie van 'n afwyking hier en daar. Die DSM-5 beskryf die volgende oorsake van posttraumatiese stresversteuring: blootstelling aan werklike of dreigende dood, ernstige besering of seksuele geweld op een van die volgende wyses: 'n direkte ervaring van traumatiese gebeure, met ander woorde, dis iets wat met jouself gebeur. Dis die persoonlike waarneming van trauma wat ander oorkom. Met ander woorde, jy ervaar trauma nie net as dit met jou gebeur nie, maar ook wanneer jy dit waarneem. Die aanhoor van ontstellende nuus dat 'n nabye familielid of vriend trauma oorgekom het. Ervaring van herhaaldelike of uiterste detail van traumatiese gebeure, soos byvoorbeeld paramedici en polisielede. Hoe word die simptome van posttraumatiese stresversteuring beskryf? Dit word onder verskeie afdelings beskryf. Die eerste groep simptome het te doen met die feit dat die trauma nie voel of dit verby is nie. Dit voel nie of dit in die verlede lê nie. Luister fyn. Die teenwoordigheid van die volgende simptome word gebruik om posttraumatiese stres te diagnoseer: herhalende, onbeheerbare en indringende ontstellende herinneringe van die traumatiese gebeure. Herhalende ontstellende drome van die traumatiese gebeure. Dissosiatiewe reaksies, soos terugflitsse, waarin dit vir die individu voel en hulle reageer asof die traumatiese gebeure opnuut weer plaasvind. Intense of langdurige sielkundige reaksie wanneer interne of eksterne simboliese gebeure die persoon herinner aan die traumatiese gebeure. Maar dit is nie net 'n sielkundige reaksie nie. Opmerklike fisiologiese reaksies op interne of eksterne simboliese gebeurtenisse wat die persoon herinner aan die trauma. Dus, daar is herinneringe, drome of terugflitsse
waarin die persoon in die huidige situasie glad nie gevaar beleef nie, maar in die belewenis van daardie, kom ons noem dit triggers, drome, herinneringe terugflitse, reageer hulle sielkundig en of fisiologies, asof dit weer plaasvind. Die tweede groep simptome verwys na die verskynsel, dat mense dikwels alles wil vermy wat hulle aan die trauma herinner. Kom ek lees voort. Volgehoue vermyding van stimuli, wat geassosieer word met die traumatiese gebeurtenis of gebeurtenisse, en kan die volgende openbaar. Vermyding van of pogings om ontstellende herinneringe te vermy, asook gedagtes of emosies wat geassosieer word met die trauma. Vermyding van mense, plekke, gesprekke, aktiwiteite, voorwerpe of situasies wat aan die traumatiese gebeure herinner. Dit is nou 'n triekie besigheid. Luister mooi. Dis 'n vermyding van of pogings om ontstellende herinneringe te vermy, asook gedagtes of emosies. Hoe vlug 'n mens van jouself? Hoe onderdruk jy daardie herinneringe, daardie emosies of gedagtes? Dit verg 'n enorme hoeveelheid energie om daardie herinneringe en gedagtes, emosies te vergeet. Dikwels word die beeld gebruik van 'n ballon, 'n opgeblaaste ballon wat onder die water ingedruk word. Dit verg 'n permanente poging om daardie ballon onder die water te hou. Maar so nou en dan glip daardie ballon onder die hand uit en is daardie gedagtes, emosies en ontstellende herinneringe weer terug. Aan die ander kant, die vermyding van mense, plekke, gesprekke, aktiwiteite, voorwerpe of situasies, dit maak die wêreld permanent 'n potensieel gevaarlike plek. Want wie weet wat my volgende gaan herinner? Partykeer is dit baie spesifiek soos 'n plek, of 'n vertrek, of 'n area. Maar dikwels is daar 'n klank, 'n reuk, 'n woord, 'n lied, en jy weet nooit wanneer daardie oomblik gaan aanbreek nie. Die punt wat 'n mens hier hoor is dat jy soort van permanent in 'n vlugreaksie vasgevang is. Die derde groep simptome raak die manier waarop mense hulle self en die wêreld begin sien. Dit verander dus jou wêreldbeskouing. Kom ek hou voor. Negatiewe veranderinge in denke en gemoed wat geassosieer word met die traumatiese gebeurtenis of gebeurtenisse, met 2 of meer van die volgende. Onvermoë om belangrike aspekte van die traumatiese gebeurtenis te onthou. Volgehoue en oordrewe negatiewe oortuigings of verwagtinge van jouself, ander of die wêreld. Byvoorbeeld, ek voel soos 'n mislukking. Die wêreld is 'n gevaarlike plek. My lewe is verwoes. Kan julle hoor hoe allesomvattend is daardie oortuiging? Nie 'n dag in my lewe was erg, of 'n paar minute van my lewe was erg, of 'n aspek van my lewe was erg nie. Dis allesomvattend. Volgehoue, misplaaste gedagtes oor die oorsaak van gebeure, waarin die persoon hulle self of ander persone blameer. Baie keer sit die slagoffers van trauma met geweldige skuldgevoelens. Byvoorbeeld, 'n man wat voel ek kon nie my huisgesin beskerm nie. Maar in daardie oomblikke, in 'n gewapende roof, kan 'n splitsekonde alles verander. 'n Mens het nie die luksheid wat jy na die tyd het om terug te kyk en sê, as ek nou terugdink, moes ek dit of moes ek dat gedoen het nie. Volgehoue negatiewe emosionele staat, byvoorbeeld vrees, verskrikking, woede, skuld of skaamte. Hierdie beskrywing sluit nie in kinders wat 6 jaar en jonger is nie. Maar weet jy, baie keer wanneer kinders aan trauma blootgestel is, veral binne die huisgesin, dan kom kinders tot die gevolgtrekking dat daar fout is met hulle. 'n Kind byvoorbeeld wat seksueel gemolesteer is en hulle groot word
huis of deur 'n buurman of wat ook al, sal baie keer die emosies hê van I'm dirty, I'm damaged, I am different. Selfs 'n kind wie se ouer hulle verskriklik aanrand, dink dis hulle skuld, hulle het iets verkeerd gedoen. Hulle het nog nie die vermoë om van 'n afstand af te kyk op 'n gedifferensieerde manier en te sê, weet jy wat, dit was nie my skuld nie, dit was daardie persoon, dis hulle psigologiese probleme wat hulle op my uitgehaal het. En daarom is traumaberading uiteindelik so geweldig belangrik, dat dit 'n persoon help om afstand te kry en te besef, daardie oomblik in my lewe, of dit nou seksuele geweld, persoonlike geweld of 'n gewapende roof was, het eintlik niks met my te doen nie. Ek was oorweldig in 'n situasie waarin ek op daardie oomblik niks kon doen nie. Volgende, 'n merkbare afname in belangstelling of deelname aan betekenisvolle aktiwiteite. Soms na trauma dan lyk dit of iemand belangstelling in die lewe verloor het. Gevoelens van vervreemding van ander. Dis 'n geweldige belangrike ding, veral by die slagoffers van trauma wat kom uit intense oorloë. Dit voel vir hulle of die wêreld daarna nooit weer dieselfde is nie. Ek hoor baie keer oud polisiemanne sal 'n opmerking maak teenoor hulle geliefdes en sê, man, jy weet nie hoe lyk die regte wêreld daar buite nie. So daar's hierdie respons van vervreemding, asof die wêreld nie weer dieselfde is nie. Maar dit kan insluit baie ander traumatiese ervarings ook. Volgehoue onvermoë om positiewe emosies te beleef. Dit voel of daardie gebeurtenis jou vreugde gesteel het. Laastens sien ons hoe trauma die liggaam in 'n toestand van voortdurende gereedheid laat leef. Ek lees verder. Opmerklike veranderinge in bewussyn en reaktiwiteit wat geassosieer word met die traumatiese gebeure, wat of begin of vererger na die trauma en wat minstens 2 van die volgende aantoon. Geïrriteerdheid in gedrag en woede-uitbarstings, met min of geen provokasie nie, wat uitdrukking vind in verbale of fisieke aggressie teenoor ander. Iemand rig hulle woede teenoor mense uit wat nie die oortreders was nie. Onverskillige of selfdestruktiewe gedrag, oordadige waaksaamheid, oordrewe vlugreaksie, probleme met konsentrasie, slaapversteurings, byvoorbeeld sukkel om in die slaap te raak of rustelose slaap. Wat belangrik is, voor posttraumatiese stresversteuring gediagnoseer word, moet die duur van die ontwrigting langer wees as 'n maand, en die ontwrigting veroorsaak duidelike spanning of tekorte in verhoudings, het sy persoonlik of by die werk. Hierdie is enorm belangrik. Trauma het 'n geweldige effek op verhoudings. Dit skryf Bessel van der Kolk in sy boek oor en oor en oor. Let wel, die DSM-5 hanteer trauma by kinders jonger as 6 jaar met 'n aparte paragraaf waarby dit beskryf word. En wat kinders jonger as 6 jaar, selfs laerskoolkinders in Hebreë betref, verg dit spesialistkenners wat opleiding ontvang het om met jong kinders te werk. Wanneer ons hierdie beskrywings hoor, besef ons dat trauma baie meer is as net 'n slegte herinneringe. Dit raak die manier waarop mense dink, voel, reageer, slaap, liefhet en vertrou. Daarom moet ons versigtig wees om nie te vinnig oor mense te oordeel wat sulke gedrag openbaar nie. Dalk is daar 'n verhaal van oorlewing agter aksies wat ons nie verstaan nie. Maar vir elkeen wat hierdie simptome beleef, en ek sê dit met groot respek, maar dit bly jou verantwoordelikheid om te gaan vir traumaberading. Moenie bloei op die mense wat jou nie verwond het nie. Kom ons bid saam. Hemelvader, met die grootste deernis
Bid ons vir elkeen wat trauma in hulle lewe ervaar het, dat U hulle sal help om te besef dat daar hulp is, dat daar hoop is, dat daar genesing is na trauma. Maak vir hulle deure oop, binne in hulle self en na buite, om vir hulp te gaan. Ons kom na U toe, Here, met ons grootste vreugdes, maar ook ons diepste hartseer en lyding. En ons weet dat U koning is oor alles, ook oor ons lyding en ons trauma. Laat U Gees ons vernuwe en nuwe hoop en lewe bring. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. C.L. Langenhoven het gesê, die man wat na sy eie goed kyk, sal nie sy buurman sin vat nie. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.